Die Bybel vergelyk meer as een keer die geloofslewe met 'n wedloop. Maar daar is 'n sin waarin hierdie wedloop ook 'n aflos is, van een geslag wat hardloop en dan die aflosstokkie oorgee aan die volgende geslag wat hulle hardloop. En as daai stokkie uit ons hand val of die volgende geslag vat dit nie, as dit nie oorgegee word nie, nou ja, dan gaan ons die wedloop nie volëindig nie. Daarom is dit belangrik vir een geslag om te vra, hoe gee ek die geloof oor aan die volgende geslag? En natuurlik weet ons, daar's nie 'n resep nie. 'n Kind is gelukkig deur die genade, nie soos 'n rekenaar dat ons ook kan programmeer, en dat ons kan sê, ons sit maar net al die goeders in, en dan kom die regte resultaat uit. Daar's so baie dinge wat inwerk op die volgende geslag, dinge uit die kultuur, dinge wat gebeur. Ons kan nie die volgende geslag dwing om die stokkie te vat nie. Maar wat ons wel kan doen, is om te vra, hoe moet ons die stokkie so goed as moontlik aangee? Wat vra die Here vir ons, oor hoe ons daardie stokkie aangee? En dis waaroor Deuteronomium 6 gaan, en ek gaan vir ons die 4 verse lees, van vers 4 af. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken op jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte. Nou hier word gesê, ons moet geloof praat met die volgende geslag. Ons moet dit praat wanneer ons by die huis is, wanneer ons op pad is, wanneer ons gaan lê, wanneer ons opstaan. Dit is nou amper soos die Engelse sê morning, noon and night, tydig en ontydig, waar ons ook al is, wat die situasie ook al is, in die alledaagse lewe moet ons geloof praat met ons kinders. Maar dit is belangrik om raak te sien dat hierdie praat ingebed is in iets anders, in hoe ons leef. En dat daardie leef voortvloei uit 'n baie belangrike woord, die woord wat hier heel eerste gebruik word, die woord luister. Voordat ons kan praat, moet ons leef. Om te kan leef, moet ons luister. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Ons luister na die woord wat sê dat die ewige God, die skepper van hemel en aarde, die God wat alles gemaak het en uit wie en deur wie en vir wie alles is, dat hy homself in liefde aan ons verbind het, en dat ons ook aan hom verbonde is. Hy is ons God, ons is sy mense. Ons luister om daardie woord te hoor, en ons moet weer en weer en weer luister. Dit beteken dat ek, as iemand wat moet praat met die volgende geslag, altyd 'n luisterende mens moet wees. Ek luister weer en weer na daardie woord, na daai ou woord, ek luister weer om te sê, wat beteken daai woord? Ek luister daarna teenoor baie ander stemme in die wêreld. Stemme wat vir my sê, God bestaan nie, stemme wat vir my sê, God is nie 'n God van liefde nie, stemme wat vir my dalk praat oor ander gode, ander plekke waar ek moet gaan soek, na geluk en sekuriteit en vrede, en na lewenskoers en na hoe ek moet lewe. Tussen al hierdie stemme, teenoor al hierdie stemme, luister ek vir hierdie een stem van die Gees, die stem wat sê, God, die Here jou God, hy alleen is God, en hy is jou God, en jy is sy mens. Die stem wat my oortuig van 'n liefdesverbintenis tussen my en die ewige God. Maar ek luister nie net daarna teenoor die stemme nie, ek luister ook daarna in al die stemme. In die stemme wat ek in die natuur hoor, die sing van die voëls, die waai van die wind, die val van die reën. In die stemme wat ek in die natuur hoor, hoor ek hierdie stem weer klink. Ek luister daarvoor in dit wat ek in die skrif hoor klink, in dit wat medegelowiges vir my sê, ook in dit wat my kind vir my sê, in die vrae, so sien ons later in Deuteronomium 6, wat my kind vir my vra, daarin luister ek, sodat ek kan praat oor die God wat ons lief het. Ek luister na die stem van God oor sy liefde, hoe dit ook al na my toe kom, sodat ek ook daaroor kan praat. Die tweede ding wat dan belangrik is dat ek wat geluister het,
aangespoor word om te sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê. Ons word geroep om God lief te hê. Maar ons maak so maklik van hierdie daarom, sodat. Jy moet die Here lief hê en jy moet die Here gehoorsaam en jy moet glo en jy moet alles reg doen en jy moet bid, sodat jy kan weet God het jou lief. Nou kom ons liefde eerste en God se liefde kom agterna. Ons is die mense wat eerste lief het en dan het God ons lief en ons lewe is sodat lewe. En ons maak ons kinders so maklik reg groot met 'n sodat praat. My kind, jy moet 'n soet kindjie wees sodat liewe Jesus jou liefhet. My kind, jy moet dit doen sodat. En ons doen dit nie net in ons geloof nie, ons doen dit in die lewe oor die algemeen. My kind, jy moet sukses behaal. Jy moet dit en dit doen sodat jou lewe waarde kan hê, sodat jou lewe betekenis kan hê. Want as jy al hierdie goed het, dan sal jy waarde toevoeg tot hierdie wêreld. En dan maak ons kinders groot met hierdie sodat. Maar ons lewe nie 'n sodat lewe nie. Ons lewe 'n daarom lewe. Omdat die Here ons gemaak het, omdat die Here homself in liefde aan ons verbind het, omdat die Here mens geword het en onder ons kom woon het en sy lewe vir ons gegee het, omdat hy sy gees vir ons uitgestort het, omdat hy ons eerste lief gehad het met 'n ewige liefde. Daarom het ons hom lief met alles wat ons het. Ons lewe het daarom liefde. En om met jou kind te praat is om vir jou kind te oortuig van hierdie daarom, van God se liefde. Waarop ons dan antwoord met daarom het ons hom lief. Die volgende ding wat Deuteronomium 6 sê, is hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy in jou hart dra. Die maklikste manier om te verstaan wat dit beteken, is om te dink oor die verskil tussen 'n opinie en 'n oortuiging. 'n Opinie, dit sal julle sien as julle kyk nou hoe ek aangetrek is dat blou vir my die mooiste kleur is. Dalk is rooi vir jou die mooiste kleur, en dis jou opinie, en ons kan nie eintlik beklei oor opinies nie. Ons beklei daaroor, maar eintlik kom ons nêrens, en met jy het jou opinie en ek het my opinie. En baie keer wil mense van geloof ook nou maar net 'n soort van 'n opinie maak. En jy het jou opinie oor God en ek het my opinie oor God. En natuurlik is daar baie opinies oor God en teenstrydige opinies oor God. Maar oortuiging is iets anders. Die oortuiging dat die Here ons God is, dat hy ons liefhet en dat ons sy mense is. Dis nie maar net 'n kwessie van opinie nie. Dis nie maar dat ek vir my kinders gaan sê, hoorie kinders, julle weet, ek dink nou die Here is ons God, maar miskien is hy ook nie. En ek dink hy is vir ons lief, maar weet julle, dalk sê ek verkeerd, dalk is hy nie vir ons lief nie. En ek dink ons moet vir hom lief hê, maar ag wat, miskien hoef ons dit ook nie te doen nie. Dis om van geloof 'n opinie te maak. Maar oortuiging is om te sê, my kind, ek is in my hart hiervan oortuig. En ek kan daarvan getuig en ek hoop jy sal ook daarvan oortuig word. Maar ek kan jou nie dwing nie. Ek gaan nie my opinies op jou afforceer nie, maar ek gaan beslis ook nie jou in my oortuigings probeer indwing nie, want dan gaan dit nie regtig jou oortuiging word nie. Dit gaan maar net iets doen wat jy dalk doen ter wille van my, of wat jy in opstand kom, omdat jy in opstand kom teen my dwang. So ek gaan dit nie dwing nie, ek gaan daarvan getuig. Ek gaan met jou daaroor praat, want dit is die diepste oortuiging van my hart, dit leef hier in my hart. Maar as ek daaroor wil praat, dan moet ek ook op 'n manier dit leef. En dit is interessant dat die praat direk opgevolg word na hoe ons dit moet leef. Dit moet in ons harte wees, maar dan moet dit in ons hande, op ons voorkop, op ons deurkosyne, op die stadspoorte kom, sê Deuteronomium. En die praat is ingebed in daardie leef. Sonder daardie leef maak die praat eintlik nie sin nie. So kom ons kyk eers 'n bietjie na die leef. Dit moet op jou hand wees as 'n herinneringsteken. Dis soos my trouring. My trouring herinner my daaraan. Ek dra dit as 'n sigbare teken dat ek beloof het om my vrou lief te hê en dat ek aan haar verbonde is en dat sy beloof het om my vrou te wees. Dis 'n sigbare teken en dit herinner my. Nou, die Jode neem hierdie woorde letterlik op en bind dan wanneer hulle bid die teks op hulle hande in so 'n klein boksie. En ons kan baie daaroor sê, maar hulle verstaan ten minste dat op 'n manier moet my hand gebind word deur die herinnering dat die Here my God is. My doen word daardeur gebind. Ek kan nie maar net doen wat ek wil nie, maar ek moet dit doen wat pas by die oortuiging, wat voortvloei uit die oortuiging dat die Here my God is, dat ek die Here liefhet en dat dit wat in my hart leef, moet in my hande uitkom. Want 'n oortuiging wat net in die hart leef en wat nie in die hande uitkom nie, is nie regtig oortuiging. 'n Ware oortuiging kom van my hart
in my hande en dit word sigbaar in wat ek doen. En as my hande nie praat en wat ek doen nie, moet my mond liewer nie praat oor wat ek doen nie. En dit beteken nie dat ek volmaak moet wees nie, want om te doen is ook om vergifnis te vra, is ook om te sê ek is verkeerd, dis deel van die doen. Dis om te erken dat ek maar 'n feilbare mens is, 'n sondige mens wat ook verkeerd doen, en ek moet dit ook teenoor die volgende geslag erken. Maar die punt is, die oortuiging van my hart moet deurkom in dit wat ek doen. Dit moet as 'n herinneringsteken op my voorkop wees. Dit moet soos 'n versiering, sê die 2020 vertaling. En daar staan letterlik in Hebreëus dat ek dit tussen my oë moet hang, soos 'n versiering. En dit doen die Jode ook letterlik. Hulle maak daardie boksie met die teks ook hier op die voorkop vas. En ek het nog altyd gedink, dit beteken net dat jou denke bepaal moet word deur hierdie wete, hierdie oortuiging dat God ons liefhet en dat ons geroep word om God lief te hê en dat ons daardie liefde prakties moet deurdink in ons lewe. Maar die feit dat jy dit hier vasmaak, beteken ook dat jou kyk bepaal word. Jy kyk as dit ware deur hierdie woord wat sigbaar gemaak word deur die wêreld. Jy kyk deur die woord waarin jy glo na die wêreld. En jy weet dis God se wêreld. En jy kyk en jy weet dis God se mense. En dis jou naaste wat God sê jy moet lief hê, soos wat jy omdat jy hom lief het. En hierdie kind met wie jy praat is 'n kind wat God vir jou gegee het. En jou eerste roeping teenoor daardie kind is nie met daai kind te praat, maar om daai kind lief te hê. En jy kyk na daardie kind, na jou kind, na die volgende geslag, deur die lens van hierdie woord wat op jou voorkop is. En dan skryf jy dit op jou stadspoorte en jy skryf dit ook op jou deurkosyne. Wat beteken dit om te skryf? Skryf beteken ek het 'n woord wat hier lewe in my hart. En nou gaan ek dit sigbaar maak op 'n manier. As ek skryf, ek is lief vir jou, het daardie woord net waarde, daai skryf net waarde as dit uit die hart uitkom. Maar as dit in die hart lewe, sal ek dit tog ook wil skrywe. Ons lewens is maniere waarop ons die woord wat in ons hart lewe, skrywe. Die manier waarop ons loop, die manier waarop ons praat, in ons huise, in die gemeenskap daar buite, ons deurkosyne en ons stadspoorte, moet sigbaar word, dit moet skryf, dat ons glo dat die Here ons God is, en dat ons die Here lief het. Daarom dat Paulus aan die Korintiërs skryf, dat ons lewe 'n brief is wat geskryf word deur die Gees. Ons skryf as dit ware die wonder van God se liefde, die boodskap van liefde, met hoe ons loop, met hoe ons praat, met hoe ons doen, met hoe ons optree, met hoe ons gee, met hoe ons vergewe, met hoe ons aanvaar, met hoe ons verwelkom. Daarom staan dit op ons deurkosyne, want as mense kom, dan moet hulle weet, hulle word in die liefde van die Here in verwelkom. Daarom wil dit skryf op ons stadspoorte. Ons wil hê dat mense in die gemeenskap moet weet, maar hier is mense wat leef uit die liefde van God. Ons skryf dit. En in 'n sin moet jy dan ook skryf, voordat jy kan praat. Dat die kind moet sê, dat dit wat jy praat met hom, tydig en ontydig, morning, noon en night, dit skryf jy ook, deur hoe jy lewe. Mag die Here julle daarin sterk. Ek staan nou hier tussen julle en die bome agter my. Die mooi van die bome wat getuig van die trou en die liefde en die lewe wat God vir ons gegee het en wat hy steeds vir ons gee. Maar ek wil hê julle moet as dit ware deur my kyk na die skoonheid van God se skepping. En julle moet weet dat die Skepper ook deur my na julle kyk om julle te seën. En as ek julle seën, dan seën hy julle regtig. En daarom seën ek julle nou en ek vra dat julle sal luister met gelowige harte. Luister. Die genade van ons Here Jesus Christus is met jou, sodat jy uit die oortuiging van genade kan lewe. Die liefde van God die Vader is daar vir jou, sodat jy uit die oortuiging van daardie liefde in jou hart liefde kan uitlewe. Die gemeenskap van die Heilige Gees bind jou aan God, bind jou aan ander mense, sodat jy wat geseën is, tot seën kan wees vir ander. Amen.